Ons gaan voort met ons praatjies oor inflammasie. En soos ek in die vorige opnames gepraat het of genoem het, dat daar baie te praat is oor inflammasie en dis 'n onderwerp wat ons van vele hoeke af moet benader om inligting aan ons mense oor te dra, om hulle inflammasie en die oorsake van inflammasie te bestuur. Miskien moet ons vandag net 'n bietjie klem lê op die toestande van kroniese inflammasie. Met ander woorde, dis die inflammasie wat langdurig is en wat maklik met pynstillende middels of met ander middels beheer word en die oorsaak van geïgnoreer word. Die simptome van kroniese inflammasie is gewoonlik nie met die oog te sien nie. Met ander woorde, dis iewers in die liggaam. Jy voel dit meer dan dat jy dit sien. Kom ons kyk na 'n klompie kroniese inflammatoriese toestande wat mense ondergaan. Langdurig en dood, soos ek in die ander praatjies genoem het altyd 'n oorsaak. Hierdie goed het 'n oorsaak. Ons moet by die oorsaak van hierdie toestande uitkom, sodat ons dit kan bestuur, anders sal jy vir altyd afhanklik wees van medikasie en van pynonderdrukkende middels en 'n lopende geldmaakmasjien wees vir mense wat nie vir jou wil help om natuurlike gesondheid te ondersteun nie. 'n Maagpyn byvoorbeeld, abdominale pyn, het baie keer te doen met wurms. En mense kan net nie glo dat hulle wurms het nie. En ons sal daaroor 'n klein bietjie later in breë terme praat. Maar nog 'n kroniese pyn is byvoorbeeld borspyn. En of mense glo of nie wil glo nie, moegheid en slaaploosheid is ook 'n kroniese pyn. Koors, gewrigspyne, gewrigstyfheid, spierstyfheid, mondsere, koorsblare, veluitslae, depressie, angs en ander gemoedsversteurings, gastro-intestinale probleme, diarree, hartlywigheid, soeibrand en reflux het almal te doen met kroniese toestande en kroniese inflammasie. Selfs gewigstoename, en die mense weet nie hoekom het hulle gewigstoename nie, of gewigsverlies. Alles is kroniese toestande. Gereelde infeksies anaal, vaginaal en ook by manlike geslagsdele het te doen met onderliggende kroniese toestande. Auto-immuunsiektes soos lupus, RA, psoriase en antiklisoserende spondylititis, alles het te doen met kroniese inflammasie. Kardiovaskulêre siektes, hoë bloeddruk, verskeie kankers, Crohnse siekte, inflammatoriese darmsiektes, longsiektes en COPD wat kroniese obstruktiewe longsiektes is. Geestestoestande, soos ek reeds genoem het, is almal en het almal te doen met kroniese inflammasie. Metabooliese siektes soos prediabetes, diabetes 2 soos wat dit algemeen bekend staan, en wat mense sê eintlik nie bestaan nie. Daar bestaan 'n toestand van hoë normale bloedsuiker, en hoë normale bloedsuiker is 'n leefstylsiekte. En of jy dit nou wil glo of nie, neurosiektes soos Alzheimer's en Parkinson's is ook toestande wat ontwikkel vanuit kroniese inflammasie. Al hierdie toestande wat ek nou genoem het te doen met inflammasie van 'n soort in jou liggaam. Inflammasie beperk die gehalte van lewe, van natuurlike gesondheid, ook van fisiese en geestelike welstand, en waarskynlik verantwoordelik vir redes waarom sterftes onnodiglik plaasvind. 'n Mediese toestand in jou liggaam het 'n oorsaak, en gewoonlik, daar is natuurlik genetiese faktore, gewoonlik het dit te doen met dit wat die mens aan homself doen, leefstyl, en natuurlik, soos ons ook al genoem het van tevore, is dat depressie en die tipe van goede wat deur stres veroorsaak word, is ook inflammasie. In my beskeie opinie, of dan in EcoHealth se opinie, te min klem gelê op die gevare van inflammasie, want niemand praat daaroor nie. Ons praat oor die oplossing van wat 'n pil vir jou bied, en as die pil die pyn of die reaksie of die simptoom onderdruk het, dan dink jy word gesond. Jy word nie gesond nie, inteendeel. Jou liggaam is klaar besig om teen daai
medikasie wat jy ingeneem het, weerstandigheid te ontwikkel, en die probleem van inflammasie, dit wat dit veroorsaak word net groter. Pynstillers en anti-inflammatoriese middels word as die antwoord bemark. Moenie jouself flous nie. Vele van julle weet dit al net ten duurste, dat daai middels het vir julle al op julle knieë of stikken of geweldig baie van julle lewenskwaliteit geneem, omdat niemand vir jou vra of vir jou help soek, wat is die oorsaak dat jy hierdie mediese toestand of hierdie inflammatoriese toestand het nie. Die produkte wat inflammasie voed en ondersteun, word nie deur mense bewustelik bestuur nie. Ag, ek drink maar sommer 'n ou pilletjie, dan is dit oor uit en verby. Die gevare van vele lekker produkte, algemeen op die rakke, word nie bewustelik in kinders ingeprent met kennis, met inligting en met opvoeding nie. Die produkte op die rakke wat mense koop, inneem, in hulle huise toelaat, is nie sulke onskuldige produkte nie. Iewers het ek in 'n praatjie het ek gesê, kos is so belangrik soos wat dwelms is. Dieselfde effek. Daar's vele produkte wat baie meer gevaarliker is wat op ons rakke is en wettig is. Onder andere suiker wat gevaarliker is as die dwelms waarin vele mense verslaaf raak en dit het uiteindelik 'n bitterduur prys te betaal. Wat veroorsaak dan nou uiteindelik, en ek dink ons het op 'n paar maniere al daaraan geraak, wat veroorsaak inflammasie? Daar is vele faktore wat onbewustelike beserings en infeksies veroorsaak, sonder dat daar op daardie oomblik 'n bewustelike of 'n akute pyn ontstaan of teenwoordig is. 'n Mens weet nie eers as jy sekere goed eet, dat jy nou eintlik aan jou darmkanaal of in jou maag 'n besering, of in jou bloedvatstelsel of jou brein 'n besering veroorsaak het nie. Daar's vele van hierdie toestande, en omdat jy nie bewus is daarvan nie, of omdat jy nie dit voel nie en omdat jy dit nie sien nie, is dit 'n stille bekruiper van jou gesondheid. Omdat jy dit nie voel nie, of sien nie, of ervaar nie, laat jy hierdie produkte in jou lewe toe, wat uiteindelik vir jou op 'n dag net inhaal, en dan is dit byna te laat. Ons het nou net enkeles genoem, maar die toestande wat by 'n individuele mens inflammasie veroorsaak, ek wil dit net weer beklemtoon, is anders as wat dit by ander mense is. Jy as 'n individu moet weet dat jy byvoorbeeld nie te lank in die son kan kom nie. Jy weet dat jy byvoorbeeld nie melk inneem nie. Jy weet dat jy aan sekere waspoeiers nie blootgestel moet word nie. Sekere huishoudelike chemiese produkte moet jy nie aan blootgestel word nie. Jy moet nie aan rook blootgestel word nie, nou hoes jy of jy nies jou longe uit. Jy moet nie aan sekere huishoudelike insektides of gifstowwe blootgestel word nie, dan het jy sinus of jy het hooikoors. Nog 'n bekende produk is byvoorbeeld wasgoed versagmiddel en vloerwasmiddels, vloerpolitoer, wat 'n geweldige reaksie by mense kan veroorsaak. Jy individueel. Jy moet weet wat jou raak. Daar's ander omgewingsfaktore wat jou stil bekruip, soos, en ek het vanmôre het ek gesien, dat Middelburg en Witbank hier in ons ou Oos-Transvaal, het hulle gemeet as van die vuilste plekke op aarde, met die rook wat in die lug ingaan, en daai rook gaan ook in daai grondwater en in daai riviere en die omliggende damme waarin mense lewe. Daar's met ander woorde omgewingsfaktore wat 'n rol speel. Fabrieke, plase met ligbesproeiing, insektides, plaagdoders, daar's besoedelde grondwater, veral daar waar daar steenkoolmyne is, mislukte rioolaanleggings en dorpswater wat nie suksesvol die afvalstowwe en die hormone uit die water wat hulle herwin kan skoonmaak nie. Mikroplastiek van hoeveel huishoudelike produkte en mense wat te gemaklik met plastiek in nylonbakkies en polystireen binne in mikrogolwe ontsettende baie karsogeniese produkte vrylaat. Ek het genoem van die kraanwater, maar min mense besef die gevaar van 'n gewone teesakkie en hoeveel miljoene mikroplastiek daar in 'n gewone teesakkie is,
wat hulle so gereedelik hulle koffie en hulle tee mee maak en dit indrink en dink dat dit is veilig en gesond. Dit is alles behalwe veilig en gesond. En hierdie mikroplastiek saam met ander plastiekprodukte gaan steek in die mucuslaag van jou dikdarm vas en daar veroorsaak dit inflammasie. Ander tipe van inflammasie wat die mens self veroorsaak, natuurlik, ek het genoem van fisiese aktiwiteite, want party mense is gewoon te lui om te loop. Hulle wil nie hulle natuurlike metabooliese prosesse verhoog nie. Dit is te gemaklik en te lekker om net te sit. Stres is mense wat oor elke ding wil stres. Hulle romantiseer met stres. Dis asof hulle 'n liefdesverhouding het met stres, want dan kan hy 'n pilletjie drink. Dit stres my oor dit en jy word wat jy dink. Ek sidder as ek dink aan mense wat sommer so maklik sê hulle stres en hulle doen niks omtrent dit nie, of hulle dink dat dit 'n pil is wat die oplossing daarvoor is. Die ander ding wat vir my weldig hinder, is mense wat nie weet wat beteken insulienweerstandig is nie. Daai hormoon wat jou pankreas afskei, is die hormoon wat voedsel in jou selle, in jou liggaam en jou biologie moet intrek. Insulienweerstandigheid beteken dat die liggaam nie voeding kry nie en die selle nie voeding kry nie, en dit gaan sit om die maagvette rondom jou maag. En daai vetjie, insulienweerstandigheid, is kroniese inflammasie wat net op moeilikheid dui. 'n Ander ding wat baie inflammasie binne in die darmkanale natuurlik veroorsaak, is 'n tekort aan lewensbelangrike probiotika. En as daar 'n wanbalans is tussen die skadelike biotika en die probiotika wat binne in die darmkanale is, ontstaan daar inflammasie. Maagwerkings ontstaan in daai hele spysverteringskanaal ontsteek. Met ander woorde, hy kan nie sy kosfunksies en sy gesondheidsfunksies en sy immuunfunksies na behore uitvoer nie. Suiker en stysel, of jy daarvan hou of nie wil, dit is vreeslik lekker. Maar as jy daai suikertjie by jou mond ingesit het, as jy nou jouself kon middeldeur sny en jy kon kyk wat daai konsentraat van suiker aan jou darmwande doen, gaan jy jou mors doodskrik. Jy gaan ook mors doodskrik as jy sien wat daai suiker direk in die bloedstroom opgeneem word en wat dit met bloed maak, en dit land op onmiddellik byna in die brein. En dit verongeluk elke ander lewensaktiwiteit van ander organe binne in jou liggaam. Ek het genoem van plantolies wat hulle as gesond verkoop word. Dit is nie gesond nie. Moenie jou daarin steur nie, en daar's genoeg navorsing wat bewys dat sonneblomolie en al hierdie ander tipe van olies is absoluut nie gesond nie. Neutolies miskien, ja, soos olyfolie en ander tipe van olies, ja, is 'n beter olie, maar bitter min goed te bly by botter en by vet. Te min sout. Hierdie mite en hierdie valse narratief wat hulle oor sout in die wêreld ingestuur word, is eintlik 'n verskriklike ding, want om sout in te neem is om jou liggaam te om vog in jou liggaam op te neem en op te hou. En as jy byvoorbeeld 'n ding soos Himalaya sout en Celtic sout inneem, is dit 84 tot 90 minerale, elektrolyte wat jou liggaam nodig het, wat verhoed dat jy met ander woorde inflammasie kry. 'n Tekort aan sout veroorsaak dat jou liggaam 'n tekort het, en dit veroorsaak natuurlik inflammasie. En of jy nou wil glo of nie, verminderde slaap of swak slaap is 'n oorsaak van inflammasie. Iewers het ek genoem van huishoudelike middels wat almal by groot groepe kan koop as goedkoop en as 'n winskoopie, en jy gebruik sommer jou kaal hande. En vele van daai goeders is hormoonontwrigters wat direk op die vel ingeneem word en in jou bloedstroom en ook in jou brein beland. En geliefde alkohol, dis altyd lekker om 'n wyntjie te neem, daar's seker plek daarvoor. Maar as jy 'n bioloog is en jy weet waarin jy jou bosluise of jou insekte of jou organismes bære sodat hulle nie moet vrot word nie, dan bære jy dit in alkohol. Nou, as jy weet dat jou probiotiese bakterieë in jou darmkanaal is jou krities belangrikste lewegewende organismes, daardie bakterieë, wat dink jy doen alkohol met daardie bakterieë? Gaan laat staan alles in jou liggaam stil. Laat staan die voedsel wat jy inneem, gaan staan stil, want dit kan nie biologies afbreek nie. Daar's net een manier om dit uit te skei,
En dit is as dit uit jou liggaam uitvrot. Ek dink ons het nou 'n redelike klompie hiermee gedeel. Ons sal met 'n opvolgpraatjie praat oor die versorging en hoe verminder jy inflammasie in jou liggaam redelik vinnig. Ek sluit af deur te sê, wees bewus van dit wat inflammasie in jou liggaam veroorsaak. Dit is die begin van jou siektetoestande. Dis die begin van jou kinders se siektetoestande. Dit ontwrig jou menslike metabolisme en jou menslike gesondheid. As duisende dinge wat inflammasie veroorsaak, waarvan ons mense nie bewus is nie.